Psalm 100. Juig voor Jahwe, o ganse aarde. Dien Jahwe met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat Jahwe Elohim is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want Jahwe is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Ons wonderlike Vader, ons wil die naam groot maak, ons wil die lof besing, ons wil die eer, ons wil die aanbid. Hoe kan ons ooit genoeg vir u dankie sê, vir u reddende genade? Vader Jahwe, wat 'n kosbaarheid dat ons so voor u aangesig kan verskyn, wat 'n voorreg dat ons u naam mag groot maak, in kleinheid en in nederigheid en 'n diepe ontzag en 'n eerbied, wil ons dan ook tot u nader vanaand en vra, Vader, word u in elkeen van ons se lewens verheerlik. Vader Jahwe, laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, waarlik u welbehaaglik wees, tot lof en tot eer wees van die wonderlike naam. Word verheerlik in ons samesyn, en elkeen soos wat ons daar versamel is oor die land. Vader, word verheerlik in ons midde, ons eer en dankie in Yeshua se naam. Halleluja. Amen. Hartlike goeienaand geliefdes aan elkeen van u. U kan gerus sit. Nou geliefdes, eerstens moet ek daarom nou net vir u sê, ek vra verskoning, ons het gesê ons gaan in Augustus begin met Openbaring, maar nog nie vanaand nie. Ons gaan betyds laat weet op al die gemeentegroepe ook. Ek het dit nagelaat, ons sal wel betyds laat weet, ons stel net so 'n bietjie uit, ons gaan daarby uitkom, maar nog nie vanaand nie, ek vra verskoning daarvoor. Kom ons blaai na Jesaja 49 toe, ons skryf boaan vanaand se boodskap van oneer tot verheerliking. Nou, as ons praat van oneer, dan handel dit oor ons verhouding tot Vader Jahwe. En ons kyk vanaand so bietjie na hierdie beginsel van oneer tot verheerliking, dat daar was 'n tyd wat ons die naam van Jahwe oneer aangedoen het. Daar was 'n tyd waar Israel Jahwe se naam bespotlik gemaak het voor die volke, waar die volke gekyk het, en ons sien daar in Esegiel 36, waar die volke sê, is dit die volk van Jahwe? Is dit die kinders van die lewende God? Is dit hoe hulle lyk? Is dit hulle optrede? Is dit die getuienis van Jahwe? En dan is die hartseer dat Jahwe sê, omdat julle my naam ontheilig het, kom die wonderlike blye boodskap, sal ek my naam onder julle heilig. En daarom so bietjie, en ons begin in Jesaja 49 vers 3 met hierdie woorde, baie bekende vers. En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Nou, ons het al in die verlede gesê, hierdie verheerlik het twee dele, die een deel die grootmaak van Jahwe, en die ander deel die openbaring van Jahwe. In wie is dit op hierdie aarde, in wie Jahwe hom geopenbaar het, dan is dit binne in Israel, waarvan die klimaks ons naaste en oudste broer Yeshua, hierdie openbaring van die heerlikheid van Jahwe, en dan ook die grootmaak van Jahwe, al twee dele. Nou voor ons daarby uitkom, moet ons eers draai by dit wat hierdie verheerliking oneer aangedoen het, en dit is die sonde. En as ons dan vanaand, ek dink die meeste van julle weet al, dat sonde beteken om jou doel of jou merk te mis. Jy het 'n spesifieke doel, 'n roeping, 'n verantwoordelikheid. Om sonde te doen beteken om daardie doel te mis. So as Israel sonde gedoen het, het hulle Jahwe se doel wat hy vir hulle gehad het, dat hy gemis. Maar die vraag is, wat lê in die wese van sonde om jou doel te mis? Die wese van sonde, die kern van sonde, lê daaraan dat dit Jahwe se eer aantas. Hoor mooi. Sonde is nie net 'n ligtelike saak om jou doel te mis nie.
Sonde in sy wese is om Jahwe se eer aan te tas. En daarom is sonde in sy diepste kern 'n aanslag en 'n opstand teen Vader Jahwe. Sonde is nie 'n geringe saak nie. Daarom kan Romeine 1 vers 21 sê, omdat hulle, alhoewel hulle Elohim geken het, hom nie as Elohim verheerlik of gedank het nie. Wanneer die mens kom in sy opstand, wanneer die mens kom tot Jahwe en hy erken Jahwe en hy verag Jahwe, hy verwerp Jahwe, wat doen hy? In plaas van om Jahwe te verheerlik, soos hy so mooi sê, omdat hulle, alhoewel hulle Elohim geken het, hom nie as Elohim verheerlik het nie. En geliefdes, hier lê die geweldige kern ook vir jou en my lewe, dat wanneer ek en jy Jahwe ken, en ons hom nie as Elohim verheerlik, hom die lof en die eer bring en hom openbaar nie, dan doen ons sy naam oneer aan. Sonde is die ontkenning van wie Jahwe is. Want in werklikheid, as jy voor die aangesig van Jahwe staan, wil jy nie sonde doen nie in die respek en die agting van die grootheid van Jahwe. Want sonde is die veragting van wie Jahwe is. En ons as gelowiges moet dit werklik ook weet, dat sonde is nie net iets waarmee ek verlief moet neem nie. Ek moet werklik ween oor die sonde in my lewe, want hierdie sonde in die koninkryk van die hemele het 'n geweldige invloed. Daarom is sonde 'n getuienis van ongeloof en, soos ons reeds gesê het, 'n opstand teen Jahwe. Sonde en die volharding in sonde is hierdie opstand, hierdie eie geregtigheid, die getuienis van ongeloof teenoor Vader Jahwe. Verder is dit die verwerping van die identiteit wat ek en jy in Jahwe het, as koningskinders, as beeld van Jahwe, want dit beskadig hierdie beeld van Jahwe in jou en my, en daarom kan Paulus uitroep in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim. En daai toestand van die naam van Jahwe is ontheilig, die naam van Jahwe is oneer aangedoen, daardie heerlikheid wat moes getuig het van Jahwe onder Israel, is prysgegee, in so 'n mate dat Jahwe se stem onder Israel stil geword het. En daarom skryf Paulus van hierdie heerlikheid van Jahwe as die beeld van Jahwe onder ons. En daarom is dit so mooi wanneer hy getuig in Romeine 8 van hierdie kosbaarheid, en dis hierdie belofte, en wanneer ek en jy die bewus is van ons onvermoë om werklik Jahwe se naam te verheerlik, ons swakheid, ons nietigheid, ons tekortkominge, dan is hier die besonderse woorde van Romeine 8 vers 28 wat u goed ken. Kom ons blaai saam soontoe. Romeine 8 vers 28, u ken die gedeelte al so mooi, maar ek wil tog 'n element daarvan beklemtoon vanaand. Romeine 8 vers 28. En as ons weet, dat vir hulle, en ons weet, dat vir hulle wat Elohim lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sien julle daai kernbeginsel? Sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore, en nou kom hierdie proses, om hulle deel te maak of gelykvormig te maak aan die beeld van Yeshua, nou begin hierdie proses. En die wat hy van tevore verordineer het, vers 30, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik, bedoelende, Jahwe werk met jou in my lewe,
Net soos wat Jahwe die een is, wat jou en my voor die grondlegging van die wêreld geken het, ons geroep het, net soos Jahwe die een was, wat ons geregverdig het deur die sterfte en die opstanding van Yeshua, is Jahwe die een wat ons verheerlik, wat homself in jou en my wil openbaar. En dit is die wondergenade juis van die nuwe verbond. Hierdie genade dat dit wat moes gebeur het nie plaasgevind nie. Israel wat Jahwe moes verheerlik het 'n bespotting gemaak van Jahwe se naam, dat die ander volke eintlik gespot het. En tog het ek en jy ook daardie stryd, en vir 'n oomblik wil ek net dit sê, en ek wil sê, sonde is geweldig persoonlik. Sonde is nie 'n algemene ding nie. Sonde is geweldig persoonlik. Niemand kan namens jou sondig nie. Jy en jy alleen staan verantwoordelik en is persoonlik verantwoordelik, doen jou sonde en staan verantwoordbaar vir daardie sonde. En daarom ons wil en ons vlees, en ons is so bewus daarvan, is gebonde aan hierdie sonde wat in ons is. En hoekom ek vir 'n oomblik daarby stil staan is, in myself ervaar ek hierdie persoonlike begeerte na sonde toe. Nie daar ver iemand anders nie, maar in my eie lewe ervaar ek hierdie sonde en hierdie vlees en hierdie natuur van my wat geneig is tot die sonde, sodat ek saam met Paulus kan uitroep, want die goeie wat ek wil, in Romeine 7 vers 19, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Waar ek Jahwe wil verheerlik, en ek sluit so 'n bietjie aan by verlede week, waar ek Jahwe wil verheerlik, is daar 'n swakheid in my, dat ek nie altyd daarby uitkom nie. En dan is dit besonderlik hierdie gedagte, wat Paulus in Romeine 7 vers 20 noem, dat die sonde woon in my, dis in my teenwoordig, dis hierdie worsteling. En dan kom die Johannes Evangelie en hy beskryf hierdie sonde se teenwoordigheid as 'n pikdonker duisternis. En ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan om net daarop klem te lê dat die sonde word uitgebeeld as hierdie duisternis. En wanneer ek in sonde wandel, dan wandel ek in hierdie, as ek oorgegee is aan die duisternis, aan hierdie onkunde, en dis nie net 'n ligte duisternis nie, ek wil klem lê daarop, dit is pikgiet donker. Dink vir 'n oomblik jouself in, om in so absolute donkerte, soos as 'n ou daar in die Kango-grotte ingaan, en op 'n stadium dan sit hulle al die ligte af, en jy kan absoluut niks sien nie. Dis die toestand wanneer die mens in homself oorgegee is aan die sonde sonder Jahwe se ingrype. Sonder Jahwe se genade. En dink vir 'n oomblik, hoe hopeloos, hoe totaal radeloos is 'n mens in daai situasie. Jy het geen idee waar noord, oos, suid of wes is nie. Jy het geen idee wat lê voor jou, waantoe om te tree, wat om te doen nie. Jy kan nie eens 'n millimeter voor jou sien nie. En geliefdes, dit is die eienskappe of die werklikheid van sonde. En daarom kan Johannes 12 vers 35 sê, wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. As jy in die sonde wandel, word jou oë verblind, en daar's dwaasheid en onkunde, en al hierdie dinge kom in jou lewe, en jy voel dalk, maar ek is totaal in beheer, want die goddelose voel so maklik, maar ek kan, en ek weet, en ek het alles onder beheer, maar dit wat hulle dink wysheid is dwaasheid, en die einde daarvan is die dood, en daarom word dit beskryf in die Bybel, van die slawerny van sonde. Dis soos 'n slaaf, wat totaal magteloos is om sy eie omstandighede te verander. Daai slaaf is totaal afhanklik van sy heer, van ander. Daardie slaaf kan niks doen in sy eie lewe nie. Hy moet absoluut daardie opdragte van sy heer moet hy uitvoer, en daarom sê Romeine 7 vers 14 dat ons in die slawerny van hierdie sonde was.
'n ander beeld wat Jakobus gebruik, is ons is weggesleep deur die sonde. Nou die beeld in die woord kom soos wanneer jy vis vang en jy trek dit so uit die water uit, jy sleep dit so mee, daai vis is magteloos, daai vis kan niks doen nie. En dis jou en my toestand, Jakobus 1 vers 14, wanneer ons in die sonde lewe. Ons was dus vasgevang in die duisternis. Ons was vasgevang in slawerny. Ons was vasgevang soos daardie visse weggesleep deur die sonde en oorgegee aan die sonde en die dood. Die hartseer deel van hierdie toestand is nie net dat ek en jy in hierdie toestand die dood beerwe nie. Groter, belangriker nog is as dit, is dat ek en jy in daardie toestand Jahwe se eer vertrap. Watter geweldige oordeel is dit nie vir die mens wanneer hy die eer van Jahwe aantas, en hoeveel te meer die onreg, want 'n mens se sterfte en se vernietiging tot in alle ewigheid kan nooit vergoed vir die aantasting van die eer en die heerlikheid van Jahwe nie, want Jahwe is ontelbaar keer groter as ons. En tog is dit hy wat ons geroep het om hom te verheerlik. Tog is dit hy wat by my en jou kom stilstaan het met daardie uitroep dat ek en jy hom moet verheerlik. Tog is dit hy wat vir my en vir jou kom roep het om waarlik met hom te wandel. En geliefdes, om werklik waar in ons wandel, in ons denke en ons handelinge hom te verheerlik, wat 'n wonderlike voorreg dat ek en jy wat in totale donker duisternis, gevangenskap, slawerny was, dat Jahwe ons omstandighede kom verander, en in Yeshua, wat 'n groot genade, dat in daai duisternis breek die lig deur wanneer Yeshua intree in sy heerlikheid, en hy kom vat jou en my uit slawerny uit. In die duisternis breek sy helder lig deur. In daardie gevangenskap, wanneer ons weggesleep word, is hy die een wat totale beheer van jou en my lewe neem. Johannes 12 vers 46, ek het as lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis bly nie. En net soos ek en jy onder die mag van slawerny, van sonde, van die dood was, is ons nou vrygemaak in Yeshua, en die wondergenade is, weet julle wat so kosbaar is dat, al is ons nog in die wêreld, al is ons nog in ons vlees, word my en jou sonde nie toegereken nie, onder die bloed van die lam word dit uitgewis, en dit word nie toegereken nie, maar ek en jy word geroep, nou dat ons sonde verlos en versoen is, word ek en jy geroep om waaragtig dit te doen, wat ons nooit kon doen nie, naamlik om Jahwe te verheerlik. Daarom, ons is vrygemaak van die mag van die sonde en oorgebring in die koninkryk van die hemele, in die lig van Yeshua, Kolossense 1 vers 13, sodat ons in daardie lig Jahwe kan verheerlik en groot maak. Geliefdes, en ek wil graag vanaand sommer 7 eenvoudige dinge uithaal uit die Bybel uit om Jahwe te verheerlik. En as ek sê dis eenvoudig, dan die resultaat daarvan is geweldig, maar die optrede is maklik. En tog is dit die vraag wat ek en jy moet afvra, wil ek Jahwe verheerlik? Want dit is tog die grootste roeping vir my en vir jou. As ons kyk van waaraf ons kom, en die onkunde en die swakheid, die gevangenskap, die duisternis, die slawerny, die alles, en hy haal ons uit dit uit, en selfs al pleeg ek en jy, doen ons nog sonde, word ons sondes versoen onder die bloed van die lam, dan word ek en jy geroep, aangestel, verorden, om Jahwe te verheerlik. En dis jou en my roeping vandag. Wanneer ek sondig, dan kan ek gaan, hy is getrou en genadig, om my sondes te bely, dis uitgedelg, ek ontvang vergifnis wanneer ek dit bely.
Maar my en jou roeping, en ek wil dit so herhaal vanaand, want dis die klimaks, waar ons was oneer, ons kon niks doen tot eer van Jahwe nie. In die duisternis, in die slawerny, in ons weggesleependheid van die sonde, was ek en jy veragtelik tot die naam van Jahwe. Het ons die naam van Jahwe oneer aangedoen, maar in Yeshua word ons aangestel om hom te verheerlik. En my vraag nou vanaand aan jou en aan my: verheerlik ek en jy Jahwe? Ek wil graag 7 dinge noem in ons elke dag se lewe, vir elkeen van ons tot kennisname. En die eerste ene is om Jahwe te verheerlik met ons lippe. Psalm 63 vers 3 sê: my lippe moet U prys. My lippe moet U verheerlik en U groot maak. Die eerste ding wat ek graag vanaand wil noem is, sing ons genoeg tot eer van Jahwe. Besef ons regtig hoe kosbaar dit is. Ek wil nou met elkeen praat ook wanneer ons so voor die diens saam sing, en U daar by die huis, dalk is U 1 of 2, of dalk is U 4 of 5, maar daar so 'n bietjie onsekerheid, moet ek saam sing, moet ek nie saam sing nie. Weet julle wat, daar moet in ons harte daai jubelende blydskap wees om Jahwe se naam groot te maak, want ek en jy is hier om hom te verheerlik, en die eerste ding, om Jahwe met ons lippe groot te maak, dat ons woorde van geloof sal wees. Is ek en jy in hierdie wêreld waar daar soveel onsekerheid is, waar daar soveel mense is wat moedeloos en negatief raak, angstig raak, het ek en jy 'n wonderlike getuienis, 'n belydenis, 'n lofoffer aan Jahwe. Ons is veilig in die hande van Jahwe. Môre en oormôre en die dag daarna, ek behoort en ons behoort aan hom, en my en jou, ons het 'n hoopvolle toekoms in hom, en daarom kan ons lofliedere sing tot eer van sy naam. Die eerste punt dan, om lofliedere te sing tot eer van sy naam. Die tweede punt, om Jahwe te verheerlik, en hoe ons Jahwe verheerlik, is om sy bevele te gehoorsaam. Dink aan al die opdragte wat Yeshua gegee het, dink aan alles wat Jahwe ons geleer het in sy woord. Wanneer ons hierdie opdragte en bevele gehoorsaam, Malagi 2 vers 2, is die implikasie dat ons Jahwe verheerlik. Die derde punt, wanneer ons vrug dra. Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, die vrugte van die Gees, om dit te dra elke dag. En daarom is dit my en jou fokus, daarom is dit my en jou roeping, wanneer ek en jy opstaan in die oggende, dan moet ons gedagte wees, Jahwe, ons wil U verheerlik vandag. En daarom is elkeen van ons moet die eerste ding wat ons doen in die oggend, as jy jou oë oopmaak, is om 'n loflied aan Jahwe te sing. Sê, Vader, dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir U genade. 'n Lofoffer met ons lippe. En dan die tweede een is om Jahwe te gehoorsaam, en die derde ene is om vrug te dra, want hierin word Jahwe verheerlik. Die vierde punt, wanneer ons liggaam as 'n tempel van Jahwe heilig en bewaar, word Jahwe in dit verheerlik. Luister mooi. As jy jou liggaam hanteer as 'n tempel van Jahwe, onthou jou liggaam is 'n gawe van Jahwe om Jahwe mee te dien. As jy jou tempel, as jy jou liggaam, en daarom wil ek met elkeen praat, om onsself nie roekeloos oor te gee aan verkeerde dinge, die inding vandag tatoeëermerke, al hierdie dinge wat die wêreld soek nie. My liggaam is 'n tempel van Jahwe. Ook dat ek nie van my liggaam 'n goedkoop ding maak waarmee ek, en ek wil dit veral met al die jong meisies deel, dat ek goedkoop word in die vertoon van my liggaam nie. My liggaam is 'n tempel van Jahwe. Ook nie dat ek my liggaam 'n afgod van maak nie, maar dat ek my liggaam kuis en skoon en reghou voor Vader Jahwe. Jahwe word daarin verheerlik. 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20 en dan besonderlik vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik Elohim dan in julle liggaam en in julle gees wat aan Jahwe behoort. Nadat hy genoem het, jy is 'n tempel van Jahwe, en soos die tempel heilig is, moet jou liggaam heilig wees. Die 5de punt,
wanneer ons aan ander goed doen, word Jahwe verheerlik. 2 Korintiërs 9 vers 13. Die 6de punt, wanneer ons 'n rein en 'n skoon lewenswandel in hierdie wêreld het, word Jahwe verheerlik. 1 Petrus 2 vers 12. Wanneer ons in vervolginge, as dit daarop neerkom dat ek en jy moet vervolg word, as ons in vervolginge getrou bly aan Jahwe, word Jahwe daarin verheerlik. En daarom is dit ook die laaste, die finale van die saligsprekinge, salig is hulle wat in hierdie vervolg word ter wille van my naam. En ek wil vanaand se boodskap wil ek so bietjie beginne saamvat en ek wil sê, my en jou roeping, ons was in slawerny aan die sonde. Ons was gebonde in die sonde. Ons was in pikkie duisternis. Ons kon Jahwe nie verheerlik nie. Was onmoontlik. Maar toe Yeshua kom as lig om daardie duisternis te verhelder, om ons slaafskap weg te neem, om ons gevangenskap prys oop te breek en ons oor te neem, vir beheer te neem oor jou en my lewe. Geliefdes, wat 'n wonderlike genade, wat 'n kosbaarheid. Sodat ek en jy kan doen dit waartoe ons verordineer is, want die wat hy verordineer het, die het hy geroep, die wat hy geroep het, het hy geregverdig, die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. En Jahwe gee vir jou en vir my daai geleentheid, waar ons sy naam oneer aangedoen het in onsself, in ons eie vlees, in ons ou lewe, sonder hom, roep hy jou, my en jou, om hom te verheerlik. Dit is Israel in wie ek my verheerlik. Jahwe se opdrag vir my en vir jou, is om groot te maak, om te verheerlik. En dit begin by die woorde wat ek uiter om sy lof te besing, die getuienis wat ek gee van geloof oor môre en oormôre, lippe wat hom verheerlik. 'n gehoorsaamheid aan die bevel van Jahwe, om dit wat ons verlede week het ons ook so bietjie daaraan geraak, om nie wrokke te veroordeel, vyandskap, al hierdie dinge, om weg te bly daarvan, om Jahwe in gehoorsaamheid te verheerlik. Punt nommer 3, om vrug te dra, om werklik waar Jahwe in ons doen en late. En hoekom ons so klem lê daarop, en hoekom ek vanaand so bietjie herhaal, en vanuit 'n ander hoek uit is, daar is 'n geweldige behoefte. Nie aan kennis nie, nie aan 'n klomp dinge nie, maar in die bewustheid om Jahwe te verheerlik. Die bewustheid om my te verlustig in die verheerliking van Jahwe. Hoekom dit belangrik is? So baie mense leef met 'n negatiewe geestelike perspektief. Wat ek daarmee bedoel is, sy stryd is so groot om nie te sondig nie, dat hy nooit gefokus kry wat om wel te doen nie. En as dit dalk in jou lewe teenwoordig is, dan is dit tyd dat jy anders beginne dink. As jy so besig is om net te keer vir die sonde en te keer vir dit wat verkeerd is, wat nie uit op sigself verkeerd is, maar as dit jou fokus van jou geestelike lewe is, dan kom jy nooit uit by wat jy moet uitkom nie. Naamlik om Jahwe te verheerlik deur jou lippe, en dis 'n konsentrasie, 'n doelbewuste optrede elke oomblik in my dag. Wanneer ek praat, wanneer ek my lippe beweeg om Jahwe te verheerlik. Tweede punt, om gehoorsaam te wees aan Jahwe se bevele, om dit te gehoorsaam. Derde punt, om vrug te dra tot eer van Jahwe, vriendelik, lankmoedigheid, al daardie dinge. Die vierde punt, om my liggaam te bewaar. My liggaam is 'n tempel van Jahwe. Vyfde punt, om goed te doen aan ander. Wanneer ek goed doen aan ander, word Jahwe daardeur verheerlik. Sesde punt, 'n skoon lewenswandel. Ek en jy is nie deel van die wêreld nie, ons praat nie soos die wêreld nie, ons doen nie soos die wêreld nie, ons droom nie soos die wêreld nie, ons dink nie soos die wêreld nie. Ons is nie deel van die wêreld nie, maar ek en jy het 'n rein en 'n skoon lewenswandel, 'n onberispelike lewenswandel in hierdie wêreld. En die sewende punt, as ek en jy moet lei ter wille van die evangelie, dan doen ons dit tot eer van Jahwe. En hierdie dinge
is waarin Jahwe verheerlik word. Ek wil daarom vanaand afsluit en ek wil vra, kom ons wees bewus. Kom ons soek daardie ywer om Jahwe regtig te verheerlik in ons lewenswandel. En as dit was dat jou fokus baie keer so negatief dalk was, om net te sorg dat jy nie sondig nie, draai dit 'n bietjie om. En fokus op dit wat ek en jy moet doen. Fokus op die lewe in Yeshua. Fokus op die vrug, dit wat ons eintlik voor geroep is, om Jahwe te verheerlik. Yeshua het die sonde en die straf van die sonde weggeneem, sodat ek en jy Jahwe kan verheerlik. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare voorreg, dat ons U mag verheerlik. Wat 'n groot genade dat ons U lof kan besing. Vader Jahwe, wil U ons regtig help? Wil U ons deur die Gees daardie krag gee en bemoediging gee, dat daar regtig in ons begeerte sal wees om U te verheerlik? Vader, en dat U in elkeen van hierdie dele ons ook sal help, dat ons in dit alles, dat U werklik in ons midde verheerlik sal word, deur ons lewenswandel, deur ons denke, deur ons optrede, deur ons omgang met ander. Vader, ook vir ons as 'n gemeente, want die begeerte van ons harte is om U te verheerlik. Dis waartoe ons geroep is. Ons Vader, word dan verheerlik in ons midde en rig en vorm en lei elkeen van ons, dat ons U waarlik sal verheerlik in ons lewens. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.